Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxodeo Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxodeo Tuinroete. Dit is 'n aanlyn boodskap. Ek is Gerard, as ons nog ontmoet het nie, en ek sien uit om saam met jou vandag verder te kuier, terwyl ons aangaan met ons reeks oor verhoudinge. Maar voordat ons verder saam kuier oor dit, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, dankie vir u betrokkenheid in ons lewens. U teenwoordigheid en die feit dat u deur u Gees ook in ons werk. Dit wat u wil is, dit wat goed is. Dankie dat ons onsself aan u vir hierdie oomblikke ook kan toewy. Kan vra, Here, dat dit wat ons vandag oor dink uit u woord uit, dat u dit sal gebruik om juis u liefde in ons en in ons verhoudinge te groei. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons bid dit ook tot eer van u naam. Amen. So dis week 2 van ons reeks wanneer liefde werk in verhoudinge. Ons zoom in op verhoudinge, ons het verlede week hieroor gesels, onthou dit wat ek en jy oefen, dit wat ons inoefen in ons verhoudinge, dis waarin ons goed gaan raak. As ons negativiteit of kritiek inoefen, dan gaan ons goed raak in dit. Hoekom nie liewerste dit wat positief is, dit wat die Bybel opsom met die woord liefde, al daardie aspekte van liefde, soos ons dit in Jesus leer ken. Hoekom nie eerder dit inoefen in ons verhoudinge nie, want dit wat ons inoefen, raak ons goed in. En ons het verlede week gekuier uit Efesiërs 5 uit, waar Paulus 'n direkte verband daar stel tussen die vervulling met die Heilige Gees en ons verhoudinge. Hy sê, word deur die Gees vervul, Efesiërs 5 vers 18, word vervul deur die Gees, en dan gebruik hy 3 deelwoorde. Die Engels vertaal dit goed, sodat ek en jy kan verstaan, as ons nog besig met dieselfde opdrag, word deur die Gees vervul, speaking to yourselves, giving thanks, submitting yourselves. Daai derde een wat in ons Bybels lyk soos 'n ander opdrag, is eintlik deel van die primêre opdrag. Word deur die Gees vervul. Hoe? Terwyl julle wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Daar's 'n direkte verbintenis tussen die vervulling met die Heilige Gees en hierdie beginsel wat Paulus ons oproep om in te oefen in ons verhoudinge, om onderdanig te wees aan mekaar. So as ons dan nou vra, hoekom wil ons werk aan verhoudinge? Hier is die feit. Vriende, die grootste deel van ons lewens bestaan uit verhoudinge. En in daai area van ons lewens wil die Heilige Gees ons juis vul. Hoe? Deurdat ons 'n sekere ingesteldheid oefen, inoefen. En waar begin die oefening van hierdie ingesteldheid? Uit ontzag, uit dankbaarheid en respek vir Christus. Oefen dit in om aan mekaar onderdanig te wees. En so word julle vervul deur die Heilige Gees. As iemand nie 'n Christen is nie, is hierdie goeie raad. Regtig, baie goeie raad. Kyk in jou verhoudinge, al jou verhoudinge wat vir jou belangrik is, jou huwelik, in jou gesin, in jou vriendekring, met jou kollegas. As jy nie 'n gelowige is nie, pas dit toe. Pas dit toe om te kyk, hoe kan jy ander mense dien? En jy gaan sien die geweldige positiewe impak wat dit maak op jou verhoudinge. Maar vir ons, wat in Jesus glo, dis wie ons is. Dis die nuwe mens in Christus. Uit respek, dankbaarheid, ontzag vir wat Christus vir my kom doen het.
Onthou jy, ons het daaroor gesels, Jesus het nie sy godheid vir sy eie voordeel gebruik nie, maar hy het ons kom dien deur sy lewe te gee. En nou uit dankbaarheid, uit respek en ontzag vir Christus wat sy lewe vir my gegee het, oefen ek 'n ander ingesteldheid in my verhoudinge. Hoe kan ek jou nou dien? In my huwelik, in my gesin, in my werksomgewing, in my vriendekring en in die gemeente. Romeine 12 vers 10, onthou jy die message parafrase? Practice playing second fiddle. Iets wat ek inoefen, doelbewus wil ek jou ondersteun. Wil ek jou stem laat hoor. Hoe kan ek dit doen? Dit is wat ek inoefen. En natuurlik het ons altyd 'n keuse. Die Heilige Gees gaan ons nooit forceer nie. Jesus roep ons. Maar as ek en jy in die grootste deel van ons lewe, dit is ons verhoudingslewe, die vervulling, die krag en energie van die Heilige Gees wil ken. Dit is die ingesteldheid waarmee hy ons wil help. Onthou, ons het al baie oor gesels. Dis die vennootskap van die Heilige Gees. Hy wil hierdie aspek van Christus se liefde, wil hy my help om dit in te oefen. Uit dankbaarheid vir wat Jesus vir my gedoen het. Hoe kan ek jou dien? En aan mekaar, sê Paulus, doen dit aan mekaar. Met ander woorde, dis wederkerig, dis wederzijds, dis elkeen aan iemand anders. En waar partye, waar twee mense in 'n huwelik, waar mense in 'n gesin, waar mense in 'n besigheid of in 'n skool dit aan mekaar doen, daar het ons geesvervulde Christene en 'n Christelike huwelik. Gesin, besigheid, gemeente, 'n Christelike gemeente, Christ-like, soos Christus my kom dien het, oefen ek dit in om jou te dien. Hoe kan ek jou hoër ag as myself? Dis nie om minder van myself te dink nie, dis om minder aan myself te dink en meer aan jou. Vriende, in die Korintiërs gemeente was dit presies die teenoorgestelde. Ons kuier nou hierdie jaar baie uit die 2 Korintiërs briewe uit, en Paulus sien dat daar's die somebodies en die nobodies, net soos in die Romeinse Ryk se kultuur, mense wat nie mense in die gemeente hoër ag nie, maar eintlik minag. Verskriklik, en Paulus sien dit as 'n teken van onvolwassenheid. En wat doen hy? Hy onttrek nie, want God onttrek nie. God is getrou. Hy skryf briewe. Hy bly committed teenoor hulle. Hy is soos 'n pa teenoor kinders. Hy skryf onder andere die gedig wat ons in ons disippelskap proses hierdie jaar bestudeer, 1 Korintiërs 13, 'n beskrywing van God se getroue liefde wat ons in Christus leer ken. En ons sien hier iets baie soortgelyk soos in Efesiërs. Dis juis wanneer Paulus in 1 Korintiërs 12 begin skryf oor die werkinge van die Gees. Wat hy hoofstuk 12 eindig met, kom ek wys vir julle die uitnemende weg, die heel beste van die werkinge van die Gees. En dan skryf hy oor die liefde, die werking en vervulling van die Gees en verhoudinge gaan hand aan hand. En Paulus werk met hierdie mense op so 'n vaderlike manier, so wonderlik. Ons kan in dit soveel leer oor verhoudinge. Hierdie mense is God se geroepe heiliges, net soos ek en jy. God se eklesia, dis hoe die brief begin, 1 Korintiërs 1 vers 2. Hulle is in Christus klaar God se geroepe heiliges, die mense die wie God sy koninkryk in hierdie wêreld vestig, die kultuur van sy koninkryk. Hulle is dit reeds in Christus. Maar in Korinte, in hoe hulle elke dag in die gemeente lewe en met mekaar werk, is hulle onvolwasse.
in Christus reeds geheiligd, geroep, in Korinthe, onvolwasse. Ons almal weet hoe dit is, né? Die reeds en die nog nie. Dit wat ons geroep is, en dit wat ons tans sien en ervaar. Ons almal weet hoe dit is, in ons eie lewens, en ook, en hier's waaroor die reeks gaan, in ons verhoudinge. Ons weet wat is die ideaal, dit wat God vir ons wil, en dit wat tans aan die gang is. Baie keer is daar 'n gaping. Dis oor hierdie gaping wat ek jou wil uitnooi vandag saam met my te dink. Wat doen ek en jy, wanneer daar 'n gaping is, tussen dit wat veronderstel is, dit wat die Here se wil is in 'n verhouding, in 'n huwelik, in 'n gesin, in 'n werksomgewing, in 'n vriendekring, en al hierdie opdragte is mos nou geskryf vir die gemeente, in 'n gemeente. Wat doen ons wanneer ons weet dit is wat God droom oor verhoudinge, en hier is wat ons tans beleef, en daar's 'n gaping. Wat doen jy met daai gaping? Wat sit jy daarin? Hoe reageer jy? Wanneer hy gesê het hy gaan, en hy doen nie. Wanneer sy gesê het sy sal daar wees, en sy is nie. Wanneer jy in 'n gemeente inkom met groot verwagtinge en drome, en die gemeente is nie soos jy gedink het nie. Wat sit jy in die gaping? En vriende, kan ek nou vir jou sê, dit is een van die belangrikste dinge in ons verhoudinge. Want dis deel van ons geloof. Dis eintlik die bril waardeur ons kyk. Iemand wat in Jesus glo, ons glo, daar's 'n reeds en 'n nog nie. In Christus, in Korinthe. Ons glo in nuwe skepping. God gaan alles nuut maak. In Christus is alles klaar nuut. As iemand in Christus is, nuwe skepping, ou dinge verby, nuwe het begin. Daar's die reeds, en dan staan 'n gaping tussen dit. God gaan alles nuut maak. Alles is nog nie nuut nie. Ook in ons verhoudinge. So ons as gelowiges behoort eintlik bemagtig te wees om te besef daar's 'n gaping, sodat ons kan kies wat ons in daai gaping insit. En ek wil nou vandag vir jou sê, ek wil jou uitnooi om hieroor te dink. Ons almal ken die gaping van wat ons droom, en ek praat nou nie van onrealistiese nie, maar dit wat daar behoort te wees in 'n verhouding, respek, aandag, om te luister, om te verstaan, begrip, ondersteuning, en partykeer wanneer dit nie daar is nie. Ons almal ken daai gaping. Maar wat baie keer by ons verbyglip is, ons kan kies wat ons in daai gaping insit. En hoe ek reageer wanneer daar 'n gaping is, kan geweldige gevolge hê in my verhoudinge. Positief of negatief. Paulus hoor van hierdie mense wat onvolwasse is. Wat doen hy? Hy skryf hulle nie af nie. Hy skryf sy langste brief. En hy probeer hulle juis help om dinge raak te sien, sodat hulle kan groei. Die reeds in Christus, die nog nie. Dit wat hulle nou moet ingroei. Wat sit ek en jy in daai gaping? In enige verhouding, huwelik, gesin, werksomgewing, gemeente, vriendekring. Wat sit ons in daai gaping? En wat ons insit, gaan 'n geweldige impak hê op daai verhouding. En ek wil jou uitnooi om saam met my te kyk na een deel van 'n sin in hierdie gedig wat Paulus skryf. Natuurlik in die eerste plek is dit 'n beskrywing van God se getroue liefde. 1 Korintiërs 13 vers 4 begin met die liefde, hy agape. En ons het in ons disippelskap reeks nou al geleer hieroor in ons proses, althans oor 1 Korintiërs 13. Agape was een van die 4 Griekse woorde wat gebruik is vir liefde. Dit was 'n algemene woord. Dit het baie dinge beteken. Maar toe Jesus daai woord kies, want dis die woord wat Jesus gekies het, en hy en sy volgelinge begin dinge doen, vriende, dit bly iets geweldig om aan te dink.
toe kry die woordjie agape oor tydperk nuwe betekenis. Kan jy dink dat mense dinge op so 'n manier kan doen, dat selfs 'n woordjie nuwe betekenis kan kry? Dis die woordjie wat Paulus hier gebruik. Ons sien dit nou as die volmaakte, die hoogste vorm van liefde, agape. Christus se liefde, wat ons nou leer ken. En hy skryf 15 werkwoorde oor die liefde, want dis liefde wat iets doen en nie doen nie. En nogal baie van dit wat hy skryf, kan jy link met laasweek se boodskap. Hy sê, die liefde praat nie groot nie, is nie verwaand nie, jaag nie eie belang nie. Nee, practice playing second fiddle, nie minder van myself nie, meer aan ander. En dan eindig daai sinnetjie met 4 werkwoorde, wat ek jou wil uitnooi om saam met my te oorweeg, as ons dink aan die gapings, wat ons baie keer beleef, tussen dit wat 'n verhouding behoort te wees en kan wees, en in Christus reeds is, nuut, en dit wat ons baie keer beleef in verhoudinge. Daai gaping. Paulus sê hierdie woorde. Hy gebruik 4 keer die woordjie alles, en dan 4 werkwoorde. Dit, en dit is nou die liefde, waar die sin hier aan die einde van vers 4 begin hy met hy agape, en dan 'n klomp werkwoorde, en dan hierdie 4. Bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Dis vir my asof hierdie 4 werkwoorde een prentjie wil skep. Alles in die middel, elke omstandigheid, elke situasie. Hier's wat die liefde doen. Bedek alles. Dit beteken iets soos om te beskerm. By covering, to keep off something that threatens, which threatens. Dis soos om toe te maak, om te beskerm. Ons het nou die week geweldige winde gehad, wat dakke afgeruk het, en mense voel blootgestel dan. En ons bid vir die omgewing, elke instansie, elke individu wat geraak word. Ons gebede is met hierdie mense. Ons bid regtig dat die Here sal help en ondersteun en leierskapwysheid sal gee. Maar ons kry nog al 'n prentjie van dit. As 'n wind kom en hy ruk 'n dak af en mense voel skielik weerloos. Dit wat beskerm het is weg. Wat doen liefde wanneer daar gaping is tussen die wat 'n verhouding behoort te wees en kan wees en wat ons tans beleef? Die liefde sit iets daarin wat beskerm. Dit beskerm die ander persoon of persone en die verhouding. Bedek alles, glo alles. Absolutely to trust. Dis hoe die Strong's Woordeboek daai woord vertaal. Absolutely to trust. Glo in die sin van vertrou. En die volgende werkwoord gaan saam met dit. Hoop alles. Dit het 'n positiewe ingesteldheid teenoor die persoon en die verhouding. Dit hoop, dit glo die beste lê nog voor. Die beste oor die ander persoon, die beste oor die verhouding. En dan die laaste werkwoord, verduur alles. To remain, abide, not recede or flee. Om nie te onttrek en weg te hardloop nie. Wat vir my sê, dit gaan nie maklik wees nie. Verduur. Dis vir my asof hierdie 4 werkwoorde met die alles elke keer een prentjie skep. Wat doen liefde? Wat is dit wat ons inoefen, en dit wat ons inoefen raak ons goed in, om in die gaping te sit tussen dit wat 'n verhouding kan wees en dit wat ons tans beleef. Wat oefen ons? Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Ek kry die indruk van, dis 'n vertroue wat aanhou, om die beste te glo oor iemand, selfs wanneer die huidige situasie dit moeilik maak. En die liefde kies juis
om dit te doen, om die persoon en die verhouding te beskerm. En ek wil jou nou uitnooi om net so vir 'n oomblik saam met my te dink, is dit nie presies wat ons in Jesus sien nie? Ons het nou al hoeveel keer gesels, né, oor Petrus en Thomas en die disippels wat die vuur uit die hemel wil laat neerreën soos Elia toe daai dorpie in Samaria hulle nie wil huisves nie. Ons het al so baie gesels, ek dink in die week weer oor die tollenaars en die Zelote. Ek bedoel, dit is soos AWB op steroids en EFF op steroids. Dis eintlik soos wat was dit, die MK's, né? Die militêre vleuel van die ANC. Jesus kies 'n tollenaar en hy kies Zelote en hy sit hulle in sy span saam. Die tollenaars het lankal opgegee dat God se koninkryk gaan kom. Nee, ons werk nou sommer vir die Roman Empire. God se koninkryk gaan nie kom. Die Zelote het geglo God se koninkryk gaan kom deurdat hulle swaarde optel en die Romeine uitdryf. Hierdie ouens gewelddadig wil hulle God se koninkryk bring. Hierdie ouens het lankal opgehou glo God se koninkryk gaan kom. Ons werk nou maar, ons maak maar die beste van die situasie. En Jesus sit hulle in sy span. En Jesus glo van die begin af. Petrus, Thomas, hierdie ouens, dat hy saam met hulle God se koninkryk na hierdie wêreld toe gaan bring. Is dit presies? Het hulle hom gedrop? Almal het. Het hulle foute gemaak? Almal het. En Jesus het aanhou glo. Liefde bedek alles. Glo alles, hoop alles, verduur alles. Tot vandag toe. Tot by my en jou. Is Jesus die een wat sê, het hy so mooi vir hulle gesê, moenie bang wees nie, klein kindertjie, want julle Vader het dit goed gevind om die koninkryk aan julle te gee. Natuurlik, soos Jesus sê, wanneer ons hom hoor, hoor ons die Vader. So die punt wat ek jou vandag wil uitnooi om te oordink is, vir my en jou as gelowiges, ons word geroep om 'n keuse te maak, om iets in te oefen wanneer daar 'n gaping is. Om iets in daai gaping in te sit. Bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Jy kan kies. Jy kan iets anders in daai gaping insit. Nee, boekhou van die kwaad is een van die goed wat Paulus hier skryf, die liefde nie doen nie, maar jy kan dit doen. Jy kan dit kies. Jy gaan die vervulling met die Heilige Gees beperk. Jy gaan onvolwasse bly, maar die Gees gaan ons nie forceer nie. Ons kan kies wat wil ons in die gaping insit. En die uitnodiging, die oproep is, maar dis wie ons is. Ons is mense wat uit respek vir Christus ander dinge inoefen. Sy dinge, die liefde. En is moeilik, mense. Dis verduur alles. Dis nie maklikie. Dis 'n inoefen. In ons wêreld word ons geleer. Jy word geleer om ander goed in daai gaping in te sit. Jy word ingeoefen om ander goed daarin te sit. Die wêreld sê vir jou, jy moet realisties wees, maar wat die wêreld eintlik vir jou sê is, wees skepties. As iemand jou teleurstel, sit skeptisisme, wantroue, sit dit daarin. Nou kom ek wees eerlik, vir my voel dit baie keer 'n bietjie naïef om te sê, glo alles, hoop alles. Maar is dit? Wat is die ander opsie? Wat gebeur in 'n verhouding as ek kies om nie glo alles, hoop alles daarin te sit nie, maar eerder wantroue daarin te sit? En vind dit is dan een van die redes hoekom ek wil uitnooi om hierdie baie ernstig te oorweeg. Dit wat jy insit, gaan 'n geweldige impak maak op jou verhouding. Jy kan vertroue insit, of jy kan wantroue insit. Ek het al hoeveel keer gesien, as mense wantroue in 'n gaping insit, dan het dit 'n baie negatiewe impak op daai verhouding. Wantroue sê iets vir die ander persoon, nog voor jy iets sê. Wantroue skep amper iets soos 'n
self-fulfilling prophecy. Het jy dit ook al gesien? Ek wil nou nie daai oordrewe geestelike kaart speel dat wat jy uitspreek is wat jy kry nie. Ek dink nie die lewe werk so nie, maar ek het al baie keer gesien dat as iemand in 'n verhouding is waar hy of sy gewantrou word, dan gee hulle moed op nog voor hulle begin. Ag, wat maak dit saak? Ek probeer my bes te gee, want ek word in elk geval nie vertrou nie. Dit word amper iets, wanneer jy iemand wantrou, word dit amper iets soos 'n self-fulfilling prophecy. Ons almal ken daai kragte. Ons almal het al stories gehoor, né? Van 'n ouer of 'n onderwyser of 'n mentor of 'n coach wat in iemand wat nie gelyk het of hulle die potensiaal het nie, vertroue ingesit het. Geglo het in iemand en hoe daai persoon bo ander mense se verwagting uitgestyg het as gevolg van iemand wat geglo het. Ons ken daai stories, hoeveel sulke stories. Dis asof daar 'n onsigbare krag is wat aan die werk is. Deur dit wat jy insit in daai gaping. Is dit vertroue? Is dit asof jy 'n omgewing skep waarbinne daai persoon en die verhouding kan groei? Is dit wantroue? Is dit asof jy al vir voortyd die persoon en die verhouding verdoem? En ek weet, en jy weet, daar's baie redes hoekom ons wantroue kan insit. Ja, maar hy het al hoeveel keer. Ja, maar sy het al hoeveel keer. Ja, maar dis hoe hulle is. Ek weet, daar's baie redes. Ek het al agtergekom met my eie lewe uit en in baie gesprekke met mense dat baie van daai redes het te doen met teleurstellings wat mense in die verlede beleef het. Ek het hom al vertrou. Ek het haar. Ek het hulle. Ek was al in 'n gemeente betrokke. En baie keer dra mense daai teleurstelling saam en hulle oefen dit so in dat dit is hulle eerste reaksie wanneer daar gaping is in verhoudinge. En die uitnodiging van Jesus, die uitnodiging van die Heilige Gees is, jy kan regtig kies wat jy daar wil insit. Jy gaan genoeg redes hê, 10-10-1, om iets negatief daarin te sit, maar jy moet besef, dit gaan daai verhouding negatief maak. Jy kan, soos wat Jesus gedoen het, bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles insit. Ek lees in die week van 'n studie, en ek het toe nou vir ChatGPT gevra om dit net op te som. Die studie gaan oor mense wat getroud is, hulle het na 'n jaar, en toe weer oor 'n tydperk na 3 jaar tot 13 jaar met hierdie paartjies gesels en gekyk wat maak hulle gelukkig en wat hou hulle gelukkig. En hierso is hoe hy dit opsom. The happiest couples consistently rate their partners higher on positive qualities than the partners rates themselves. When a gap exists between expectation and reality, successful couples choose to believe the best about the situation rather than assuming the worst. En dan skryf hy, dan bevind die studie verder, hoekom werk dit so? Perceptions create reality. Your perceptions of your spouse color your current experience and ultimately shape your future relationship. It acts as a shield. This approach allows partners to focus on strengths and ignore irrelevant minor weaknesses. So daar's 'n ingesteldheid waar jy eintlik die beste glo, die beste verwag, die beste hoop, en daai ingesteldheid is soos 'n shield wat maak dat jy anders funksioneer in hierdie verhouding en jy beskerm hierdie verhouding. En dan hierdie takeaway lyntjie. Wanneer daar 'n gaping is, hier's wat die studie vind. Hier is hoe jy gelukkig in daai verhouding groei. Ek bedoel jy geluk in daai verhouding groei. Wanneer daar 'n gaping is, find the most generous explanation for each other's behavior and believe it. Hy sal weer laat, nee,
Miskien het daar iets voorgeval by die werk. Sy het dit alweer gesê, nee, miskien het sy 'n moeilike dag gehad. Hulle is alweer op daai ding by die werk, nee, miskien is daar iets belangrik wat ek net nie nou verstaan nie. Find the most generous explanation for behavior. Vriende, hier is die punt, en ek gaan dit oor en oor sê, ek en jy kan kies. Onthou, jy kan kies. Jy kan wantroue daarin sit, en wat gaan die impak van dit wees? Self-fulfilling prophecy. Jy gaan die verhouding verdoem, voordat die verhouding kan groei, voordat die ander persoon kan ontwikkel. Of jy kan iets positief insit. Bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. En ek wil jou nou uitnooi om hieroor te dink. Is dit nie presies wat Jesus tot vandag toe met my en jou doen? Vandat hy ons geroep het. Beteken nie ontken dinge wat sleg is in ons lewens nie, dinge wat nie gesond is nie. Die liefde is nie bly saam met die ongeregtigheid nie, dit staan ook daar. Is bly saam met die waarheid. Dis nie hierdie cheap weergawe van liefde wat ons in ons wêreld kry van ons verdra maar net alles, tolerance. Nee, is glad nie dit. Maar is Jesus nie tot vandag toe besig in jou en in my lewe? Bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Is dit nie presies hoe hy ons tot vandag toe liefhet? Hy deel sy koningskap met ons, met sy kerk, in al ons gebrokenheid. Deel hy sy koningskap nog steeds met sy kerk, ons is nog steeds die sigbare uitdrukking van Jesus Christus se heerskappy. Hy het nie teruggekom en sê, nee ouens, julle het nou 'n bad job gedoen, ek vat nou maar oor, ek gaan nou die engele gebruik hier. Bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. En dink jou gou in, met die Petrus, met die Selote en die tollenaar, met die Elia disciples wat die 4 wil laat neerheen, 10 die Selote wat so wou bid. Dink jou in as Jesus dan nou vir ons sê, terwyl ons daar sit saam met hulle, 'n nuwe gebod gee ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Ons het 'n keuse, ons het altyd 'n keuse. Die Gees gaan ons nie forceer nie, maar Jesus roep ons. En in Christus is dit wie ons nou is. Mense wat inoefen. Wanneer daar 'n gaping is in verhouding, wat kan ek doen om die ander persoon in die verhouding te beskerm? Hoe kan ek optree? Wat se find the most generous explanation? En glo dit. Daar's miskien redes wat ek nie nou verstaan hoekom die persoon so optree, maar ek gaan die beste glo. Ek gaan glo alles, hoop alles. En verduur, dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. In ons wêreld gaan jy genoeg rede kry om eerder wantroue daarin te sit. En dis hoekom daar so min verhoudinge is wat werk, wat gesond groei, want ons lewe wantrouig. Dis ons kultuur. En mense oor en oor vervul maar net daai profesie. Jesus wil ons bemagtig en ons vul met die Heilige Gees om iets anders in daai gapings te sit en te sien hoe dit mense en verhoudinge wat vasval weer laat groei. En natuurlik is daar die uitsonderings. Paulus skryf in 1 Korintiërs en in 2 Korintiërs van iemand wat hulle uit die gemeente uit moes skuif. Hulle moes verhoudinge met hom breek. Weet jy presies nie, maar dit lyk of dit daai persoon is wat 'n seksuele verhouding gehad het met sy pa se vrou. Ek weet nou, ek hoop is sy stiefma. En hulle moes verhoudinge verbreek. Natuurlik is daar die uitsonderings wanneer iemand bewys het dat jy nie meer in die verhouding met hom, in daai verbintenis tussen julle,
glo alles, hoop alles nie. Jy verbreek eenvoudig. Maar selfs dit, jy kan maar gaan lees. As Paulus dit sê, dan sê hy dis om daai persoon te red. Dis nog steeds in geloof dat die Here iets beters het vir daai persoon in gedagte en dat die Here daai persoon wil vat op daai pad. Miskien nie meer in my en jou verhouding. Partykeer, maar dis die uitsondering. Partykeer moet jy uit 'n verhouding uitklim, want jy het ingesit in daai gaping en die ander persoon het dit misbruik en bly misbruik en bly misbruik en na 20 jaar is jy op 'n punt waar jy ander besluite moet neem. Of na 10 jaar, ek wil nou nie tye aan dit koppel nie, ek wil net sê, as jy dink jy's in so 'n situasie, kry wyse leiding, volwasse Christene, wat saam met jou bid. Dis nooit 'n besluit wat jy op jou eie neem, om uit 'n verhouding uit te klim. Jy doen dit altyd in oorleg met die Here en met volwasse raad van Christene af. Maar dis die uitsondering wat eintlik die reël bevestig. Ek en jy kan, omdat ons in die Here glo, en veral wanneer dit wedersyds is aan mekaar, veral wanneer ons in 'n gemeente, of in 'n huwelik, of in 'n gesin, of in 'n vriendekring, of in 'n besigheid is, waar ander mense ook Christen is dit hoe ons met mekaar werk. Ons bedek alles, glo alles, hoop alles, ons kies om iets anders in daai gaping te sit, al is dit moeilik, verduur alles, ons oefen dit in. En daar's 'n krag wat in daai omgewings werk, wat baie keer, en ons het al baie sulke stories gehoor, kyk maar na die apostels, wat baie keer mense help om op te lewe, kom ons sê dit beter, op te groei in dit wat hulle en daai verhouding kan wees. So kan ek jou uitnooi om hierdie week te gaan oorweeg. Vra die Heilige Gees. Onthou, ons is sy vennote. Dis 'n vennootskap. In die grootste deel in ons hele lewe en hierdie grootste deel van ons lewe verhoudinge wil hy ons vul. Hy wil ons lei. Vra hom om jou oë oop te maak vir geleenthede waar jy weet daar's 'n gaping, maar jy reageer gewoonlik sonder om te dink wat jy nou in daai gaping gaan insit. Vra hom om jou oë oop te maak, hoe jy iets anders in daai gaping kan insit. Find the most generous explanation and believe it. Want jy kan kies wat jy in 'n gaping insit, wanneer 'n verhouding geroep is om iets te wees, en daar's 'n gaping tussen dit en wat dit heiliglik is. Jy kan kies wat jy daar aansit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so dankie dat ons aan die ontvangkant van u liefde kan wees, wat oor en oor bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Dankie dat u so met ons werk, dat selfs in ons tekortkominge is u die een wat die toekoms sien, wat weet waantoe u met ons op pad is, en wat glo in daai toekoms, en glo in ons. Dankie dat ons kan sien, dit is hoe Paulus met hierdie gemeente werk. En dankie dat dieselfde Heilige Gees, u Gees, nou ook in ons werk, en ons bemagtig om 'n ander reaksie in te oefen, wanneer daar gapings is. En Here, is maklik om hieroor te praat, is nie so maklik om dit te doen nie. Daarom vra ons u, lei ons. Maak ons sensitief vir die gapings en sensitief vir wat ons daarin sit. En vul ons met u Gees, met u krag, om die gesindheid van Christus daarin te sit. En Here, as daar uitsonderings kom ons pad langs, help ons om dit raak te sien en help ons om wyse raad te gaan soek. Maar Here, help ons om nie met dit in gedagte ons verhoudinge te leef nie. Om
nie teleurgestel te leef nie, maar om te leef as mense. Ons bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Ons bid dit in die naam van Jesus. En Here, ons bid dit vir onsself en vir u kerk, sodat ons regtig die uitbeelding van u liefde in hierdie wêreld kan wees. Ons dank u daarvoor. Amen. Vriende, dankie, dit was lekker om saam met jou te kuier. Die Here seën vir jou en ons kuier weer volgende week in hierdie reeks saam.